Daar's 'n paar interessante dinge wat gebeur, maar iets wat ook gebeur het nou onlangs is daai is nou aan die gang nog. Dis daai sending, dis die eerste, as ek dit nie mis het nie, bemande vlug rondom die aarde se pole. Ek het nie geweet dit is 'n ding nie. Jy's heeltemal reg, Antoine, ons gaan definitief daar ook by uitkom. Maar ek dink, kom ons praat sommer nou daaroor, terwyl ons nou daaroor gesels, terwyl ons nou dit in ons gedagtes het. Dit is baie interessant. SpaceX het toe nou hulle eerste bemande sogenaamde Fram-2 missie lanseer. Ek dink dit was op die 1 April en ek dink baie mense het gedink dalk is dit miskien 'n gekke dag ding, maar die groot ding is dat daai missie is gelanseer juis sodat 'n mens die pole van die aarde kan bestudeer. Want hoe dit nou werk, Antoine, is dat meeste van ons satelliete wat om die aarde wentel in 'n oos-wes rigting. So die internasionale ruimtestasie as ook 'n klomp ander duisende satelliete. So dan gaan hulle so elke uur en 'n half wentel hulle om die aarde. Wat baie interessant is van 'n pool gestruktureerde wentelbaan is dat 'n mens kan geweldig baie meer van die aarde afneem en sien. Want elke keer wat jy om die aarde wentel, omdat die aarde nou al 'n stuk gedraai het, sien jy heeltyd 'n ander stuk van die aarde, soos wat jy nou omwentel. So wat interessant is dat as 'n mens nou byvoorbeeld wil slim wees en jy wil die pole bestudeer, maar jy wil spesifiek satellietfoto's neem van die hele aarde, dan is die maklikste om die wentelbaan in 'n noord-suid wentelbaan te gebruik, want dit beteken dat mens gaan in die kortste hoeveelheid tyd die meeste verskillende dele van die aarde kan afneem. So 'n noord-suid wentelbaan is baie interessant en baie voordele. Jo, dit is vreeslik interessant en wat jy nou gesê het oor wat jy kan sien ensovoorts, want dit is 'n SpaceX sending, maar dit word geborg deur Chun Wang. Ek hoop ek spreek sy naam reg uit. Hy's 'n Chinees-gebore Maltese kripto geldeenheid investeerder en entrepreneur. So hy borg basies koop hy alles. Die brandstof ensovoort. Maar Janneke Mikkelsen, sy is 'n Noorse sinematograaf en bekend vir haar werk in virtuele realiteit. So ek neem aan daar's 'n kamera daarbo wat hierdie tipe sending vir ons gaan beskikbaar maak dat ons dit kan leef of beleef in virtuele realiteit. En dan is daar Eric Phillips. Dis die mees interessantste deel van hierdie sending. Hy is, en jy sal bietjie kan identifiseer met hom, Roan, hy's Australiaanse pole verkenner of avonturier, want jy was self ook by die Suidpool gewees, en ek het al foto's van jou gesien daar, jy lyk baie soos hy, wil te wakker daar onder in die pole. En dan is daar Rabbi Rogue, hy is 'n elektriese ingenieur, robotiese navorser, en ook 'n pole wetenskaplike, ek weet nie of die regte term is nie, ek vertaal dit sommer nou so uit die face uit. Maar ja, hy is ook iemand wat lief is vir die pole van die aardbol. So dis interessant. Ja, Antoine, dis baie interessant en ek dink dit is nogal 'n lekker groepie mense om so 'n avontuur te doen. Die pole van die aarde is regtig 'n besonderse interessante deel van die aarde. Eintlik, mens kan 'n klein bietjie meer veralgemeen en sê dat die pole van enige hemelse liggaam, die pole van die son, die pole van Jupiter, die pole van al die ander planete, dis juis waar die baie interessante fisika en interessante dinge gebeur. So dit is regtig verruklik dat 'n mens nou hierdie bemande missie kan sien wat nou om die pole wentel. Ek hou van jou beskrywing, die woord verruklik. Kyk, as Dr. Roan Stein die woord verruklik gebruik, dan moet jy weet hy is besig om op te lees as hy nou hier neersit. Ek is nou ernstig. Hy het voor die tyd gelees en na die tyd en hy lees al die hele naweek lank. Hierdie program word aan jou gebring deur Auto Warehouse en ons kyk na die ruimtesake. Roan, die vloer is joune. Ja, Antoine, so wat jy nou genoem het, die SpaceX is 'n baie interessante ding wat nou onlangs gebeur het. Maar as ons vinnig kyk na die planete, so Antoine, wat nou baie interessant is dat ons die afgelope ruk hierdie jaar vreeslik baie planeetbeleidsings gehad en dit lyk vir my asof April eintlik nog maar geen uitsondering gaan wees nie. So baie vroegoggend, 5:30, 5:30 gaan 'n mens Venus en Mercurius en Saturnus en Neptunus so in die ooste sien net voor die son opkom.
opkom, en hoe later in die maand dit is, hoe vroeër kom hulle op, dan is daai tydsverskil tussen hulle wat nou gesien kan word en die son wat opkom 'n bietjie groter, wat beteken mens kan hulle vir 'n bietjie langer gewaar. So dit is iets baie moois waarna ons kan uitsien. Jupiter is ook baie helder in die weste, noordweste, behalf 8 se kant, maar dan sak hy dan nou natuurlik ook onder die horison. Wat interessant is van die maan, ons het volmaan 13 April en dis 'n diamantmaan, baie interessant. Die noordelike halfrond het hulle eie name vir die maane, maar dit het absoluut geen effek op ons suidelike halfrond nie. So ons Suid-Afrikaanse gemeenskap het dan nou die diamantmaan gedoop vir die volmaan in April. En dan 27 April, tussen 27 en 28 April is die amptelike nuwe maan. En hoekom ons dan eintlik daarna kyk is dat, hoekom 'n mens gewoonlik wil weet wanneer dit volmaan is dat dit is gewoonlik nie 'n baie goeie tyd om sterre te kyk nie, want dan is dit baie helder. En die 27 April is nou die nuwe maan, wat beteken dit is gewoonlik juis 'n baie goeie tyd om sterre te kyk, want dan is die lig in die lug nie aan nie. Nou, wat vir ons baie interessant is, waar ons ook nog baie uitsien, is na die Harp meteorietstorting, wat piek die 21ste en 22ste April. So, hier van die 16de April af behoort 'n mens al hierdie meteorietstorting te sien, min of meer so 18 per uur, so dis nie vreeslik baie nie, ons het al meer gehad in die verlede, maar mense wil graag na 'n lekker donker plek toe gaan, gee so 15 tot 30 minute vir jou oë om gewoon te raak aan die donkerte, en mens behoort dan hier by die 21-22 April, dan is die maan ook nie so vreeslik helder nie, hy is op pad nuwe maan toe, dan sal 'n mens daai meteorietstorting sien. En wat interessant is aan toe van daai meteorietstorting, dis nou, laat ek net so noem, dit is so noord-noordoos tussen 2:00 die oggend en 5:00 die oggend in die konstellasie van die Harp, of Lyra, as 'n mens dit so in Engels sê. Wat interessant is aan toe van hierdie meteorietstorting is as gevolg van die aarde wat deur die sterdeeltjies deurbeweeg, wat agtergelos is deur komeet Thatcher, wat baie jare terug hier verby gesuiker het. Dit blyk asof die mens, as 'n mensdom, neem al hierdie meteorietstorting waar vir 2700 jaar. En ons is baie gelukkig om hom nog steeds waar te neem. Sure. So dan aan toe van wat ons nog kan uitsien, so dit is alles wat ons uit kan sien om op te kyk, en dan is daar 'n paar baie interessante NASA ruimtenuus wat in hierdie April van 2025 gebeur. Die 20ste April, ek is baie opgewonde daaroor, die 20ste April gaan NASA se Lucy ruimtetuig verby die asteroïde Donald Johnson vlieg. Mense kan sien die Amerikaners het al hierdie goeders genoem. En dit is deel van 'n 12 jaar missie om Jupiter se wat hulle noem die Trojan asteroids te bestudeer. So hulle gaan hierdie Lucy eksperiment of ruimtetuig gaan baie naby aan 'n asteroïde verbygaan op pad na Jupiter toe, en ons is baie opgewonde om dit van nader te bekyk. En dan iets waaroor ek nog meer opgewonde is, maar nou moet ek ook bysê dat dit vat ook nie vreeslik baie om my opgewonde te kry oor die ruimte nie, maar op die 13de April is daar 'n beplande 2 satelliete wat gelanseer word, NASA satelliete wat hulle tracers noem, wat spesifiek ruimteweer gaan dophou en die magnetiese herverbinding tussen die aarde se magneetveld en hierdie sondeeltjies wat ons, die sonwind wat ons heeltyd van die son afkry, en hoe dit ons magneetveld beïnvloed. En dit is nou, het 'n direkte impak op sonfisika, op ruimteweer, so dis presies so in my kraal. Ek is baie opgewonde om die eerste data te sien. So die 13de April lanseer NASA daai 2 satelliete. So April is volgepak met ruimtedinge, en daar is elke aand, elke dag, elke week iets om te sien, of op te kyk of 'n lansering dop te hou. Tjoh, nee, dis lekker. Roan, ek het 'n idee vir 'n satelliet. Ja. Dit klink nou simpel, maar ek sal graag 'n satelliet daar wil hê wat om die aarde wentel. Ek praat nou nie van die internasionale ruimtestasie nie, want die internasionale ruimtestasie het 'n kamera wat na die aarde toe kyk. Ek wil een hê wat jy kan rondbeweeg met jou sleutelbord, waarvoor jy tyd betaal. Met ander woorde, jy betaal R300, dan kry jy 15 minute of wat ook al, om met daai kamera te maak net wat jy wil. En dan voel dit vir jou asof jy in die ruimte is, en jy kan rondkyk, en jy kan 'n bietjie inzoom, jy kan in die aarde toe kyk, of hy moet so
binne 'n sekere afstand van die internasionale ruimtestasie wees jy hom kan ook dophou so op 'n afstand. Jy hoor wat ek sê. Ek dink hulle sal baie geld maak. Dis 'n uitstekende idee. Dis 'n uitstekende idee, Antoine. Ek is vas oortuig mense sal dit met 'n klein CubeSat kan regkry. Ja. Hoekom is daar nog nie so enetjie? Ek sal goeie geld betaal net om bietjie tyd te kry op so 'n net, maar dit moet goeie kwaliteit. Ek wil net so ek wil die gevoel van die ruimte kan kry. Dalk bietjie beter as 4K, miskien 8K of so iets, ek weet nie. Ja, maar absoluut. Nee, ek dink dis 'n uitstekende idee. Dis net sleg dat jy dit nou op die lug gesê het, want nou is ons $1 miljoen idee nou daarmee heen. Maar ek neem aan ek dink daar's klakkameras in die ruimte, maar hulle kyk almal aarde toe. Maar dit sal interessant wees. Ek dink as iemand dit sou doen, net laat ons, want jy betaal vir tyd op 'n satelliet, jy kry jou internetverbinding reg en jy loer rond hier rondom jou. Maar gaan dit iets wees om te sien? Ek meen meeste mense sal seker maar definitief. Ek is vas oortuig daarvan, Antoine, of natuurlik wat se kamera dit is, maar ja, dis die ding. As 'n mens kom ons sê 9 CubeSats bymekaar sit en jy monteer 'n goeie kamera op hom, dan sal mens baie mooi foto's van die aarde kan kry, wat jy nou self beheer. Ja. En dan sal 'n mens eintlik ook graag wil hê dat die kamera van so 'n aard moet wees dat as hy stabiel genoeg is, dat hy weg van die aarde af kyk, terwyl jy in die donker kant is van die aarde, sodat 'n mens bietjie kan planete kyk, dat jy weet kyk na Mars, kyk na Jupiter, kyk na Saturnus. Ek dink dit sal absoluut uitstekend wees. Ja, dit sal. Maar op daai noot roep ons halt vir vandag. Roan, ek sien uit daarna om weer met jou te kuier, hopelik voor ons volgende program. Ja, maar dit is altyd lekker om met jou te kuier en te gesels oor hierdie tipe dinge. Dit was Dr. Roan Steyn. Roan, lekker week daar en ons gesels die amptelik die eerste donderdag van die volgende maand weer. Baie dankie Antoine, lekker week vir jou. En dit was Dr. Roan Steyn, hy's 'n ruimtefisikus en ons met hom gesels oor wat hierdie maand gebeur in die ruimte.